Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing vanaand, liewe vriende, kom uit die Lukas Evangelie. Ons gaan vanaand saam lees Lukas 18 vers 9 tot 14. Maar voordat ons vanaand saam lees, kom ons buig eers in aanbidding voor die Here. Hemelse Vader, in hierdie aanduur is ons bevoorreg om voor U te kan buig, die lewende God van hemel en aarde. Dankie Here, dat U ons God is, wat deur die Bybel met ons praat, en U wil op hierdie wyse aan ons wil bekend maak. Wil U vanaand ons harte open vir U woord, en deur die kragtige werk van die Heilige Gees hierdie boodskap in ons harte inplant, sodat ons geestelik versterk kan word en ons deur ons lewens U kan eer. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons lees vanaand Lukas 18 vers 9 tot 14. En hy het ook met die oog op sommige, wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n Fariseër, en die ander 'n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Net tot sover. Ons as mense, broeder en suster, kan so maklik oordeel oor ander mense se lewens. Dit wat ander doen, en dit wat hulle sê. Ek sou dinge dalk beter kon gedoen het, of ek sou dinge anders kon gesê het, in 'n sekere situasie. Daarom spreek ek dikwels 'n oordeel oor ander mense uit. Dis vir ons maklik om ander mense oor hulle doen en late te oordeel, en ons eie dade dan te regverdig. Sommige mense kan hulle dit baie aantrek as mense hulle oordeel. 'n Mens word tog maar geraak deur dit wat ander van jou sê, veral as hulle leuns oor jou vertel. Maar Paulus het geskryf in 1 Korintiërs 4 vers 3 en 4. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Hy wat my beoordeel is die Here. Dis tog al wat werklik saak maak, broeder en suster. Nie wat mense van my dink of sê nie, maar wat die Here van my dink of sê. Hy ken tog my lewe en my hart. Tog moet ons ook baie versigtig wees, dat ek nie in my lewe myself regverdig in alles wat ek doen nie. Ja, selfs ook sonde goed praat of miskyk nie. Paulus se bedoeling met 1 Korintiërs 4 is juis om ons te wys dat ons opinies oor onsself dikwels onbetroubaar en misleidend kan wees. Dikwels is ons oortuig ons doen iets wat reg is, want ons voel nie dat ons gewete ons veroordeel nie. Maar die getuienis van ons gewete is egter uiters bedrieglik. Daar is een wat groter is as ons gewete,
En dit is God. En dit bring ons by die hartklop van die evangelie van Jesus Christus. Die Bybel leer, ons word deur die geloof alleen regverdig verklaar. Ons moet besef en erken, broeder en suster, dat dit God is wat mense regverdig maak, of hulle regverdig verklaar. God maak regverdig, nie mense nie. En hy doen dit deur van ons te vra om van harte en met ons hele wese in hom te glo. Maar wat is die betekenis van ons geloof? Wat baat dit jou dat jy glo? Watter nut het dit vir jou dat jy 'n gelowige is? Ek en jy mag deur die geloof weet, broeder en suster, dat ons voor God geregverdig is en 'n erfgenaam van die ewige lewe geword het. Dit is wat dit my baat. Ek mag weet en glo wat God van my sê en wat hy oor my dink. En sy woord is vol van sy beloftes en seëninge wat hy aan my beloof het. Die nut van my geloof is dat ek voor God regverdig gereken word. Want as jy nie regverdig verklaar word deur God nie, sal jy nooit die hemel kan ingaan nie. En wat so wonderlik is dat God vir ons as 'n sondaar sê, my genade is vir jou genoeg. Kom na my toe, word my kind, en ek sal jou sondes vergewe. Ja, jou gewete kla jou dikwels aan, en die Satan wil jou wys maak dat jy te veel sonde het, en dat jy nie goed genoeg is nie. Maar die Here kom in sy woord en sê vir jou, jy behoort aan my. Ek het jou lief. En dit, broeder en suster, bepaal my hele lewe. Ek kan deur die geloof weet, dat ek deur God aanvaar word, op grond van dit wat Jesus vir my aan die kruis en deur die opstanding gedoen het. Deur die feit dat ek in hom glo en wat hy steeds elke dag vir my doen. Ons moet weet, broeder en suster, geen sondaar kan voor God lewe, vir solank as wat God hom sy sondes toereken nie. Maar Jesus het in ons plek die straf op die sonde gedra, sodat ons wat in hom glo, vrygespreek en regverdig verklaar kan word. As ons voor God kom staan, net soos wat ons is, met al ons sonde en foute, en dit voor hom bely, sal ons vergifnis ontvang. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. En ons sien dit so duidelik in die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar. Die Fariseër het homself verontskuldig en homself regverdig verklaar. Hy kyk neer op die tollenaar en oordeel hom op dit wat hy sien. Hy dank die Here dat hy nie soos hierdie slegte sondige tollenaar is nie. Ons sien in sy lewe dat die Fariseër selfregverdiging en hoogmoed in sy lewe koester. Maar die tollenaar kom met 'n hart vol nederigheid en vra die Here om oor sy sondige lewe te oordeel. Hy vra dat die Here hom tog genadig sal wees. Die groot fout van die Fariseër was dat hy homself regverdig verklaar het voor God deur al sy goeie werke op te noem. Hy het nie besef dat dit eintlik God is wat oordeel oor ons lewe nie. God alleen het deur sy woord die reg om oor jou lewe te oordeel, niemand anders nie. Baie van ons dink dat ons gelukkig nie in dieselfde struik as die Fariseër trap nie, want ons maak tog nie staat op ons vroom lewe nie. Ons identifiseer ons baie maklik met die tollenaar. Ons spreek onsself dikwels vry deur te sê, ek is maar al te goed bewus van my sondes. Ek is gelukkig nie soos die Fariseër nie. Maar dan, broeder en suster, maak ek presies dieselfde fout as die Fariseër. Hy dink hy is 'n goeie mens. Hy is godsdienstig en hy is trots op al die goeie werke wat hy doen. Ons moet waaksaam wees, geliefdes, dat ons nie ook met ons eie sonde besef dieselfde fout maak
as die Fariseer nie. Luister ons nog na God en sy woord? Die vraag is of ek na God alleen wil luister, wanneer dit daaroor gaan hoe God oor my dink. Wil ek van hom alleen hoor wat hy van my dink, hoe hy teenoor my staan? Ons mag dalk dink dat alles tussen ons en God goed is, terwyl intussen alles in werklikheid anders is. Een van ons oersondes is juis dat ons oor onsself wil oordeel. In plaas dat ons moet weet dat God die een is wat oor ons moet oordeel. Is hy dan nie die een wat oor alles in ons lewe moet beslis nie? Dit is die sonde wat Adam en Eva gepleeg het. Hulle het gesê, ons sal beslis, ons sal oordeel wat reg en wat verkeerd is. Maar die Here se woord lei ons na die hart van God, na geloof in God. Die nut van die geloof vra dat ek en jy sal luister na God en luister na die oordeel van God. Ons moet leer om ons oordeel te onderwerp aan die oordeel van God. Die regverdiging uit die geloof beteken dat ek my onderwerp aan wat God van my sê, nie wat mense van my sê of wat ek van myself sê nie, maar wat God oor my lewe sê. Die geloof in die God van hemel en aarde maak alles van die mensekant stil en gee dat ons weer wil luister na God alleen. Die tollenaar het geen selfverheffing nie. Hy verneder homself voor God. Hy gee homself oor aan die oordeel van God. En dis hy wat deur God verhoog word, wat vergifnis ontvang en regverdig verklaar word. En nou is die vraag vanaand vir ons elkeen. Het ons al geluister na wat God oor ons te sê het? Weet jy wat God se oordeel oor jou lewe is? My gewete sê dikwels vir my lewe is tog nie so erg soos iemand anders se nie. Aan die ander kant kan jou gewete jou gedurig aankla en herinner aan jou sondes en jou wys wil maak dat God jou nooit sal vergewe nie omdat jy al hierdie verkeerde dinge doen. Ek hoop maar dan vir die beste aan die einde van my lewe. Dit, broeder en suster, is nie ware geloof nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis met ander woorde, vertroue met 'n sekerheid in God. Daarom dat Paulus ook kon skryf in Romeine 5 vers 1, elkeen wat deur die geloof geregverdig is, het vrede met God. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As God dan so vir ons is, wie en wat kan dan teen ons wees? God kan my vryspreek, want Christus het vir my sondes betaal. En dit, broeder en suster, is genade. Maar nou is die mooi, dat God elke gelowige, sonder enige verdienste van ons kant, uit genade, alles wat Christus vir ons gedoen het, kom skenk. Hy reken dit vir ons toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus gedoen het. Dit is hoe God na ons kyk. Sien jy nou die nut van die geloof, my broeder en suster? God hou nie meer rekening met ons sondes, wanneer ons regverdig is nie. In daardie regverdiging hou hy alleen maar rekening met wat Christus vir ons kom doen het. Wanneer God vir ons kom sê, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n kind wees, begin die lewe sin maak. En die Here leer vir ons hierdie evangelie in sy woord, sodat ons dit sal glo. Ek kry alleen die voordeel van hierdie evangelie, vir sover ek hierdie beloftes met 'n gelowige hart aanneem. En hoe kom hierdie beloftes van God na ons toe? Dit kom na ons toe, wanneer ons die Bybel lees, wanneer die Bybel aan ons gepreek word.
wanneer ek Bybelstudie daaruit doen. God het aan Abraham die belofte van die lewe gemaak. Ek sal vir jou 'n God wees. En Abraham kon niks daarby voeg nie. Dit was God se woord aan hom. Die Vader van al die gelowiges wys ons hoe God die goddelose regverdig verklaar. Want Abraham het dit nie verdien nie. Hy het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, staan in die boek van Jakobus. Kom ons dank die Here dat hy oordeel oor ons lewe. Kom ons dank hom dat hy regverdig verklaar en sonde vergewe. Kom ons eer hom vir wie hy is. Kom ons dank hom vir sy liefde en genade oor ons as sondaar mense en dat hy 'n ewige toekoms vir ons as sy kinders skep. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand hierdie wonderlike boodskap vanuit u woord kon hoor. Dit is inderdaad goeie nuus vir ons as u kinders. Here, vanaand wil ons van harte in u glo en ons bely al ons sonde voor u. Wil jy ons uit genade regverdig verklaar. Dankie vir Jesus Christus, wat die hoogste prys betaal het, en dat hy in ons plek die straf op die sonde gedra het, sodat ons vrygespreek kan word. Alle lof en eer bring ons aan u alleen daarvoor. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.